Maleagi hoofstuk 3. Ons lees dit eers en dan kyk ons uit 'n ander hoek. Kom ons noem dit maar na 'n Afrikaanse hoek. Vers 1. Ek gaan hom my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uit regmaak. En dan sal die Here na wie julle soek skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Vers 2, maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en 'n reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Vers 4, dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. En ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbreekers en teen die mynediges en teen die wat 'n dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot, en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare, want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Vers 7, sedert die dae van julle vaders het julle my insettinge afgewyk, en dit nie onderhou nie, keer terug na my. En ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons dan nou terugkeer? Vers 8, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, die hele nasie. Vers 10, bring die julle tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Vers 12, en al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Vers 14, julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien, en wat baat dit ons om sy verordeninge te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? En nou prys ons die vermeteles gelukkig. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Vers 16, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Vers 17, en hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Vers 18, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdiges en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Tot sover wat ons nou gelees het. Nou kom ons kyk dit net bietjie uit 'n ander hoek uit. God beskryf in Maleagi hoe hy die vuur van die smelter aan vers 2 sal kom om die mense te reinig, soos 'n smelter en seep
die loog wat goud en silwer suiwer. En na die reinigingsproses sal die offer van Juda en Jerusalem weer aangenaam wees vir die Here, sê vers 4. Verder skryf Maleagi God se waarskuwings aan die mense neer en dra die boodskap en die waarskuwing oor wat God sê oor die komende dag van die Here. Dit is die wederkoms. Ons sien 'n getroue oorblyfsel van mense wat bekeer nadat hulle die boodskap gehoor het, nê? En God het voortgegaan met sy beskuldigings. God het hier met die mense in die algemeen gepraat. Nie net met die priesters nie, maar hierdie keer met alle mense. Ja, ook met ons. Ja, God het vir die mense gesê hulle moet hulle bekeer en na hom terugkeer. God was kwaad en hy het vir die mense gesê dat hulle arrogant teen hom praat en teen dinge wat hulle doen. Die mense het dit bevraagteken en gesê, hulle verstaan nie wat God sê nie. Dit het gelyk asof hulle daardie dag nie veel verstaan het nie. Presies soos dit vandag nog gaan. Mense verstaan nie wat God sê nie en omdat hulle hardkoppig en hardhoorend is, hulle hoor maar hulle hoor ook nie. Dit lyk soos 'n soort tyd van ons eie huidige lewenstyl vandag, nê? God het gesê, julle onthou toe julle almal in julle gedagtes gedink het dat dit te vergeefs is om God te dien. Julle onthou dit, nê? En gedink het dat dit jou niks baat deur my bevele te gehoorsaam en uit te voer nie. Het jy onthou toe die goddelose mense geseënd genoem het en dink hulle is voorspoedig, selfs wanneer hulle die vuis direk na my toe uitsteek, na my, die Here jou God, en nou dink en sê jy, hulle kom daarmee weg. Laat ek jou weer iets vir die 100ste keer vertel. Niemand kom ooit met enige iets weg nie. Niks, nooit nie, of ooit nie. Ek is geduldig, en ek verpletter nie sommer die sondaar onmiddellik nie, want ek wil hê dat almal hulle van hulle sonde moet bekeer. Ek wil nie straf nie, sê die Here, maar ek sal, en ek gaan baie beslis straf. God het vir die volk nog iets gesê. Julle beroof my. Die mense was verward en het gevra, hoe beroof ons u, Here? Ons verstaan nou nie. En God het gesê, julle is onder 'n vloek, die hele volk, want julle beroof my deur julle tiendes van kos van my tempel te weerhou. Hou op om my te beroof, dan sal ek, die Here, met julle 'n ooreenkoms maak. As julle ophou om my te beroof, en as julle my hierin gehoorsaam, sal ek, die Here, die sluise van die hemel vir julle oopmaak. Toets my hierin, en laat ek hierdie seën bewys. As julle gehoorsaam is, sal julle geseën word. Bring julle tiende kos in die stoorkamer, sodat daar kos in my huis sal wees, en ek sal julle seën. Ek sal verhoed dat pla julle gewasse eet. Ek sal seker maak dat die vrugte nie op die grond val voordat dit ryp is nie. Soveel so dat julle nie genoeg berging vir al die seëninge sal hê nie, sê die Here. As julle my gehoorsaam, sal al die nasies julle geseënd noem en sal verbaas wees oor wat ek vir julle doen. Jou land sal 'n pragtige land genoem word. God het toe die dag van die Here begin bespreek en gesê, voordat die dag van die Here kom, sal ek 'n boodskapper stuur. Die boodskapper natuurlik is Johannes die Doper, hy is die boodskapper, nê? Hy, Johannes, sal die weg vir my berei. Jy sal gretig wees, waak en wag vir hom. Julle sal hom herken. Die Christus sal voor daardie en 'n verskriklike dag kom. Niemand sal weet waar en wanneer nie. Niemand sal kan staan nie. Hy sal soos 'n silwer raffineerder wees. Hy sal die leviete reinig en hulle soos goud louter. Die Here sal ware aanbidders hê wat offers in geregtigheid aan hom sal bring en hy sal daardie offers aanvaar. God het gesê ek sal daardie dag al die goddeloses, ja, almal verhoor. Daardie dag sal ek teen alle towenaars, egbreekers, leuenaars,
mense wat ander bedrieg, en mense wat die weduwee en die wees onderdruk. Ek sal diegene verbrysel wat my haat, en my nie vrees nie. Hulle sal iets hê om te vrees, as dit te laat is. Hulle sal die ewige dood in die vuurpoel verduur. Op die dag van die Here sal ek vir almal alles gee wat hulle verdien, behalwe vir die regverdiges. Die regverdiges sal nie ontvang wat hulle verdien nie. Ek sê dit weer, hulle, die regverdiges, sal nie ontvang wat hulle verdien het nie. Hulle sal genade ontvang, want hulle het my daarvoor gevra. God het voortgegaan, aangesien ek nie verander nie, sê die Here, aangesien ek my verbonde hou, sal ek nie die nageslag van Jakob heeltemal uitwis nie. Keer op keer gaan mense hulle eie gang soos verlore skape. Maar as jy, wat nou hier luister, vandag na my, die Here, terugkeer, sê die Here, sal ek na jou terugkeer. Toe gebeur iets baie interessants. Daar was 'n paar mense in die land wat die Here gevrees het en gehoor het wat God vir die volk sê. Hulle het gehuil en hulle bekeer oor hulle sonde. Hulle het met mekaar gepraat en bespreek hoe dinge anders gaan wees. Hulle het gepraat onder mekaar oor watter dinge hulle moes verander om God lief te hê en te gehoorsaam op die manier wat God wil. En die Here het dit vanuit die hemel gehoor, sê vers 16. Seker die grootste vers vir my in die hele Maleagi se 4 hoofstukke. Ja, en die Here het dit vanuit die hemel gehoor, vers 16, en toe stuur God sy hemelse wese en beveel hom om alles neer te skryf wat gebeur het, 'n boekrol van herinnering. Nadat al hierdie dinge in die hemelse boek geskryf is, het God gepraat. Hy het gesê, op die dag wanneer ek optree, sal hierdie mense wat hulle bekeer het en ander soos hulle, my, die Here, se kosbare besitting wees. Ja, ek, die Here, sal hulle spaar soos 'n vader wat sy eie seun spaar. Daardie dag, sê die Here, sal almal sal sien, daar is inderdaad 'n verskriklike groot onderskeid wat nie reg in woorde uitgedruk kan word nie. Die verskil tussen die regverdiges en die goddeloses. Maleagi 3:16 wat sê, en die wat die Here gevrees het dikwels met mekaar gepraat, en die Here het geluister en dit gehoor, en 'n gedenkboek is voor hom geskryf vir hulle wat die Here gevrees het en aan sy naam gedink het. Ja, God is geduldig, en hy verbrysel nie onmiddellik sondaars vir hulle misdade teen hom nie, omdat hy geduldig is en wil hê dat almal tot bekering kom. Dit is nie in God se wil dat een siel verlore moet gaan nie. Dit is nie sy wil nie. God sal 'n onderskeid tref tussen sy kinders en die kinders van die duiwel. Bekeer jou oor jou sonde. Draai daarvan af en draai na die Here toe. Jesus het homself verneder en ons sluit af en aan die kruis gesterwe om die losprys vir jou sonde te betaal, en die Vader het hom opgewek van die dood. Die wederkoms is voor die deur. Ontwaak, jy wat sluimer en slaap. Jesus kom terug soos 'n dief in die nag, en hy sal daardie dag oordeel. Maar as ons na hom terugkeer, sal hy na ons toe draai. Maleagi 3 vers 6. Amen.